Daar is 'n aspek van die menslike bestaan, waar hy hom besig hou, waar hy werk, aan dit wat mense nie eintlik kan sien nie, maar dit wat die innerlike mens raak. Hy werk aan sy innerlike menswees, en daardie werk het vir ewig waarde. Of dit nou positief of negatief is. Maar kom ons praat meer oor die positiewe. Johannes 6 vers 27 sê die Here Jesus, julle moet nie werk vir die voedsel, met ander woorde vir daardie fisiese kos, wat vergaan nie. Hy sê nie jy moet glad nie eet nie, maar dit moet nie jou hoofdoel wees om fisies te werk vir die fisiese dinge nie. Maar, want ons weet dit vergaan, maar sê hy, gaan vir die voedsel, dis geestelike kos, wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. Dit is seker die belangrikste werk wat 'n mens kan doen, waarmee jy jouself ook besig hou, om daardie innerlike mens te versterk. Ek lees in Paulus wat praat in Romeine 1 vers 11 en 12, hy sê, ek sien baie daarna uit om julle te besoek, dis die gemeente in Rome, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Daar word wedersyds gewerk met mekaar om op die ou einde 'n innerlike versterking, innerlike groei te bewerkstellig om aan die innerlike te werk. Romeine 8 vers 6 is 'n waarskuwing. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maak seker dat dit nie die belangrikste ding van jou lewe is nie. Maar nou kom en hy sê, maar, die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Ek sluit af met Spreuke 4 vers 23, waar ek lees, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, wat met ander woorde in jou innerlike mens, in jou innerlike wese, daar waar net jy weet hoe dit daar gaan. Wees versigtig met dit wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nie net hier op aarde nie, maar vir die ewigheid. Wees versigtig, werk mooi met jou innerlike mens en loop mooi.